Goeiemôre. Jy luister na die 59ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is 'n heilige ontevredenheid. Gister het ons gepraat oor oomblikke wat uitstaan, verhewe oomblikke, verhoogde ervarings, om die siklus van verveling te verbreek. Ons onthou besondere hoogtepunte en uitstaan ervarings beter as die gemiddelde of vervelige. Maar daar kom uit 'n vreemde oord soms definierende oomblikke. Nie omdat dit 'n hoogtepunt was nie, maar die besef dat alles nie pluis is nie. 'n Laagtepunt kan 'n hoogtepunt word wanneer jy tot die besef kom: ek kan nie bly waar ek nou is nie. Ek kan nie aanhou doen wat ek nou doen nie. Ek kan nie aanhou wees wie ek nou is nie. Die skrywers van The Power of Moments verwys na daardie oomblikke in ons lewens as the crystallization of discontent. In 'n oomblik word jou gefragmenteerde ervarings van ongelukkigheid of ontevredenheid kristalhelder. Nie alleen besef jy dat jy nie so kan aangaan nie, jy weet ook daar is 'n ander weg. In die Bybel word dit genoem metanoia. Meta, anders, verandering. Noia verwys na nous, jou denke en jou verstand. Daar kom 'n fundamentele verandering in jou denke, wat lei tot 'n fundamentele verandering in jou gedrag, in jou manier van leef. Daardie laagtepunt, hoogtepunt oomblik kan gebeur wanneer dit baie sleg gaan met jou. En jy besef, dit is nou genoeg. Ek wil nie meer so ongesond wees nie. Ek wil nie meer so ongedissiplineerd wees nie. Ek wil nie meer so rigtingloos, doelloos, lui, dronk, sondig, kwaad, oneerlik, leeg, magteloos, onfiks, ondankbaar wees nie. Maar die heilige ontevredenheid of die heilige onvergenoegdheid kan ook gebeur wanneer, gemeet aan alle eksterne faktore, dit eintlik baie goed behoort te gaan met jou. Jy het soveel om voor dankbaar te wees. Jy het die meeste dinge bereik waarvan jy eens gedroom het. Maar hoekom is jy steeds nie gelukkig nie? Nie gelukkig in die volle sin van die woord nie. Dat alles wat jy bymekaar gemaak het en alles waarvoor jy werk, die gevoel by jou laat dat, hoekom voel dit nie genoeg nie? Hoekom voel dit of ek steeds die hartklop van die lewe misloop? Te midde van die rotresies waarin jy is, die oneindige ure wat jy spandeer, voel dit vir jou, ek leef nie regtig nie. Luister na hierdie woorde van Jim Carrey by 2016 se Golden Globe toekenningstoespraak. From the upcoming film True Crimes, please welcome two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. Thank you. I am two-time Golden Globe winner, Jim Carrey. You know, when I go to sleep at night, I'm not just a guy going to sleep. I'm two-time Golden Globe winner, Jim Carrey, going to get some well-needed shut-eye. And when I dream, I don't just dream any old dream. No, sir. I dream about being three-time Golden Globe winning actor Jim Carrey. Because then I would be enough. It would finally be true. And I could stop this terrible search for what I know ultimately won't fulfill me. Het jy gehoor hoe aan die einde, toe hy die woorde sê, and I could stop this terrible search for what I know ultimately won't fulfill me. Het jy gehoor hoe die mense se lag onseker raak en daar eintlik 'n stilte daaroor neerdaal? Waarskynlik vir almal wat daar sit, is dit die uiterste vorm van prestasie,
'n Golden Globe toekenning. Maar dan verbreek Jim Carrey daardie illusie waarin elkeen leef. Hy ontmasker die eindelose strewe na die volgende. Die volgende wat ook al uiteindelik vir my die gevoel gaan gee dat ek genoeg is. Ek hou baie van George Barna se begrip holy discontent, 'n heilige onvergenoegdheid. Wat dit onvergenoegd maak, is dat jy ophou om voor te gee. Jy hoef nie meer voor te gee dat dit jou moet gelukkig maak, hierdie terrible search waarmee jy besig is nie. Maar George Barna verwys spesifiek na mense wat 'n heilige onvergenoegdheid ontdek van 'n aangeplakte godsdiens, 'n voorgee geloof, 'n verdienstelike geloof, of die een of ander weergawe van geloof wat nie geanker is in die oneindige genade en liefde van God nie. Dit is die besef van jou eie gebrokenheid, van jou eie onvermoë om uiteindelik jou eie saligheid te bewerk. 'n Oomblik waarin jy besef, alleen in die volledige oorgawe aan God alleen, sal ek tot rus kan kom. Wat daarop volg, is 'n dieper intimiteit met God, waar 'n vrede oor jou spoel, soos Paulus dit noem, wat alle verstand te bowe gaan. En daaruit vloei 'n hart wat oorloop van genade en liefde vir God en elke mens wat op my pad kom, ja ook vir myself. Wanneer ons ook al 'n ineenstorting van betekenis beleef, kan dit 'n onheilige ervaring wees. Dit kan jou saam met die prediker laat uitskree, sinloos, volslae sinloos. Sinloos, volslae sinloos, alles is sinloos. Wat 'n ineenstorting heilig maak, is dat ons nie in fatalisme verval nie, maar daardeur gedryf word om in God tot rus te kom. Daar alleen ontvang ons 'n heilige tevredenheid, gemoedsrus en vreugde. Dit is Evangelion, evangelie, die goeie nuus van God. Kom ons bid vanmôre weer die vreugdegebed saam. Here God, ek het vanmôre vreugde aan die lewe. Ek dank U vir hierdie nuwe dag. Ek gooi my vreugde in die lug op soos voëls, want die nag het weggefladder en ek verheug my oor die lig. Die son het die dou weggebrand van die gras en die donkerheid my hart verdryf. Daarom is die woorde wat vanoggend uit my mond kom, net vreugde en dank. Here, ek is vanmôre vrolik. Die voëls en die engele sing en ek sing ook. Die heelal staan bakkant vir U genade en my hart ook. Die son skyn op my lyf en ek dank U daarvoor. Die branders breek ergens op die strand. Dank U daarvoor. Here, ek verlustig my in U skepping, want U is daarin en daarbo en daarachter en ook in my. Ek is gelukkig, Here, bly, vol van blydskap. Here, ek gooi my vreugde soos voëls in die lug op. 'n Nuwe dag gaan singend oop. Chirp en kwetter van U liefde. U genade skitter in elke uur. Halleluja, Here. Amen. C.J. Langenhoven het gesê, 'n skare is 'n versameling van eensames. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.